Goeiemôre vriende. Kan julle my hoor? Klank is reg, nê? Nee. Baie welkom by die erediens vanoggend. Mag die Here u ook vanmôre op 'n besondere wyse ontmoet en u seën. Ons gaan nou 'n paar liedere saam sing. Ons begin met lied 415, die eerste en die tweede verse. Direk daarna lied 508, daarvan ook die eerste en die tweede verse, en daarna lied 514, ook die eerste en die tweede verse. Kom ons word stil in ons harte, vriende, en ons sing hartlik saam, net so sittende, tot eer van die Here.
Vriende, ek groet u vanmôre met die woorde van Psalm 18 vers 3. Die Here is my rotsvesting, my bergskuiling, my bevryder. My God is my rots by wie ek skuil. Mag dit vanmôre waar wees van elke een van ons, dat ons skuil by die Here. Hy is ons rotsvesting, ons bergskuiling, die een by wie ons veilig is, ons veilige ruimte. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan weer sing, en hierdie keer staande van lied 157, en ons gaan daarvan ook die eerste en die tweede verse sing. Here Jesus, ons is saam op die roepstem hier vergader, saam verenig in die naam, kan ons tot die Vader nader. Kom ons staan, vriende, en dan sing ons hierdie twee verse hartlik saam, as 'n loflied aan die Here. Liewe vriende, ek hou aan u die samevatting van die wet van die Here voor, soos wat ons dit opgeteken vind in Matteus 22 vers 34 tot 40. Toe die Fariseërs hoor dat hy, dit is Jesus, die Sadduseërs die swye opgelê het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, vra hy, wat is die belangrikste gebod in die wet? Jesus het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede, wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Die hele geskrifte, die heilige geskrifte van die Joodse geloof, maar ook vandag, vriende, die hele skrif, soos wat ons dit het, van Genesis tot by Openbaring. Ek het dit al gesê, en ek sê dit weer, want dit is belangrik dat ons dit sal verstaan. Alles wat u en ek in die Bybel lees, berus op hierdie twee gebooie. Om God lief te hê met jou ganse wese, totaal en al, bo alles, en om jou medemens lief te hê soos jouself. En die Here help ons daarin, vriende, want ons struikel dikwels en baie keer, dan is ons nie gehoorsaam aan hierdie gebooie nie. My liefde vir myself is partymal so maklik in die pad van my liefde vir 'n medemens, my optrede teenoor 'n
medmense, medepelgrim, omdat ek myself te lief het en dan hierdie gebod nie uitleef nie. Maar vriende, die Here kom ons te hulp deur die Gees. Paulus skryf van die gemeente in Rome, in Romeine 5 vers 5, dat die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat ons ontvang het. En dit is daardie liefde, vriende, wat in ons harte uitgestort is as gelowiges, wat ons in staat stel om hierdie gebooie van die Here na te kom. Weet jy, ek wil nou nie te veel oor die saak sê nie, maar weet jy, wat is die eienskappe van die kerk, van die Here Jesus? Ons weet ons in die gereformeerde tradisie, die verkondiging, die suiwer verkondiging van die woord, die bediening van die heilige sakramente, soos wat Christus dit ingestel het, en dan die kerklike tug. Maar weet jy, vriende, iets wat ons nie moet miskyk nie, is die Here Jesus sê by 'n geleentheid vir sy disippels, hy sê vir hulle, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. En Paulus sê, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En mag die Here ons help, vriende. En wanneer ons struikel, dan kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Die skrywer aan die Hebreërs sê, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee het nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons. Behalwe net, hy het nie geswig voor die versoeking nie. Hy het dit weerstaan, hy het nie gesondig soos ons nie. Maar hy het medelee met ons. Hy besef ons swakheid. En daarom kan ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan en bid vir vergifnis en vir herstel. En 1 Johannes 1 vers 9 sê, vers 8 sê eintlik, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself. En die waarheid is nie in ons nie, maar as ons sondes bely, hy, Jesus Christus, is getrou en regverdig, hy sal ons die sondes vergewe en ons van alle ongeregtigheid reinig. Is dit nie kosbaar nie, vriende? Daarom laat ons met vrymoedigheid na die Here toe gaan in ons oomblikke van swakheid. Ons gaan nou staande belydenis doen van ons ongetwyfelde algemene Christelike geloof, en ek doen dit aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis, en dan vra ek dat u direk daarna bly staan vir die sing van lied 260, die 11de vers. Kom ons staan, vriende, en dan bely ons saam, en elkeen van u spreek in u hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Amen.
Vriende, kom ons verenig ons harte in gebed. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons bely U vanmôre as die enige waaragtige God. En ons bely vanmôre ook, Here, ons totale afhanklikheid van U. En ons bely ook, Here, ons dankbaarheid dat ons vanmôre kan kinders van God genoem word. Ja, Hemelse Vader, dat ons U ons Vader kan noem. Deur die soendood van Jesus Christus aan die kruis. En deur die inwoning van die Heilige Gees in ons harte, waardeur ons gemeenskap kan hê met U, met die Vader en die Seun en die Gees. En ook met mekaar as gelowiges vanmôre, Here, terwyl ons hier in hierdie gebedshuis by mekaar is, kan ons ook vanmôre na mekaar toe draai en gemeenskap hê met mekaar. Die gemeenskap van die heiliges waarvan die belydenis gepraat het en wat ons met ons lippe bely het, so flissies, maar dat ons ook dit, Here, tot eer en verheerliking van U kan doen. Dankie, Here, dat U ons seën. Ek dink aan die lieflike reën wat geval het en soveel ander dinge waarin U ons seën, Here, as gemeente, as kerk, as U kinders, as U disippels, dat U altyd vir ons voorsien in elke behoefte en dat U ons versterk en bekragtig deur die Heilige Gees en dat U ons oproep, Here, tot diensbaarheid in U gemeente en in U wingerd om te werk vir die uitbreiding van die koninkryk van die hemele. Ja, Here, dankie dat ons hierdie dinge kan bely en dat ons deel kan wees van die koninkryk van God. Ons dink vanmôre aan hulle, Here, wat miskien deur siekte gekwel word, wat miskien vanmôre aan 'n bed vasgekluister is en nie die voorreg het wat ons vanmôre het om so saam met ander gelowiges te verkeer in die teenwoordigheid van die Here nie, maar dan dank ons U ook onmiddellik, Here, dat ons weet dat ook daar is U by elke een teenwoordig. Net soos wat U vanmôre hier by ons is, so, Here, is U ook by elke sieke, by elke een wat eensaam en alleen voel in hierdie oggend, by elke een wat bedroef is. En ons bid vir hulle ook, Here, dat U hulle sal aanraak met genade en liefde, dat U hulle sal toevou in U arms van liefde en hulle sal vashou. Dat U genesing sal skenk, Here, waar daar krankheid is. Dat U vrede sal skenk in die harte wat onrustig is, om watter rede ook al vanoggend. Dat U genade sal skenk, Here, aan hulle wat vanmôre bid vir genade. En nou ook ons, Here, terwyl ons hier by mekaar is my gebed dat U met ons sal praat deur U woord en ek wil bid, Here, dat U ons sal help, dat ons harte ontvanklik sal wees vir U woord en dat ons dit nie net sal hoor en dan weggaan en vergeet wat ons gehoor het nie, maar dat ons dit sal in ons harte bewaar en dat ons daders van U woord sal word, wat sal lewe tot eer en verheerliking van U naam. Kom dan vanmôre, Here, deur U Gees en deur U woord en praat met elke een van ons. Amen. Vriende, ons skriflesing vanmôre is uit Matteus 9 en ek lees enkele verse vanaf vers 9 net tot by vers 13. Toe Jesus van daar af verder gaan, ek moet miskien net eers verduidelik, die Here Jesus was in 'n huis waar hy die evangelie van die koninkryk van God verkondig het, die koms van die koninkryk,
En die skare was so groot, die mense wat gekom het om te luister na sy woorde, en dit is ook nie verbasend nie, want hy het geleer met gesag. Daar in Matteus 7, Matteus 5, 6 en 7 die bergpredikasie, en dan nadat hy daar die bergpredikasie gepredik het, in die laaste vers van hoofstuk 7, dan sê dit daar, en die mense was verstom oor sy lering, want hy het met gesag gepreek, en nie soos die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. En hier is hierdie mense, hulle kom en hulle luister na hom. En nou kom daar 'n paar manne met 'n vriend wat verlam is, en hulle wil hom met die Here Jesus toe bring, want hulle is oortuig dat as hulle hom hier by hom bring, dan sal hy hom gesond maak, maar hulle kan nie in die huis inkom nie, daar's te veel mense, hulle staan die deur vol, hulle staan die plek vol, en hulle besluit nie, hulle kan nie so onverrigte sake omdraai nie, en hulle klouter op die dak, en op 'n manier het hulle die dak oopgemaak, en hulle laat sak hierdie man, hierdie verlamde op sy draagbaar, laat sak hulle deur die dak af, reg voor die Here Jesus. En mense nou amper gedink het, die aksie sal wees, nee man, jy onderbreek nou hierdie belangrike gesprek wat ek het. Maar dit is nie wat die Here Jesus doen nie. En toe hy die geloof van hierdie manne sien, wat hulle vriend hier deur die dak laat sak, toe sê hy vir die man, jou sonde word jou vergewe. En die fariseërs en die skrifgeleerdes, die skrifkenners is onmiddellik veroordeel hulle hom en sê, hy praat lasterlik, hoe kan hy sondes vergewe? Net God kan sondes vergewe. En dan sê die Here Jesus, want hy weet wat hulle dink en sê, dan sê hy vir hulle, wat is nou makliker om vir iemand te sê, jou sondes is vergewe, of om te sê, staan op, neem jou bed en loop. Nou die sondes is makliker, want as ek vir iemand sê, jou sondes is vergewe, dit is iets abstrakt, niemand kan sien of het werklik gebeur en of het nie gebeur nie. Maar om vir 'n verlamde te sê, staan op, die oomblik as hy opstaan, dan is dit, daar is die bewys, die teken, dat ek het met gesag gepraat, en dan sê die Here vir hierdie verlamde, staan op, neem jou bed en loop, gaan huis toe. En hy staan onmiddellik op, en hy neem sy draagbaar, en daar gaan hy tussen die mense deur, en hulle staan verstom, en die volk was verstom en opgewonde, en hulle sê, so iets het nog nooit in Israel gebeur nie. Maar die fariseërs en die skrifgeleerdes natuurlik, wat gedurig deur gesoek het vir 'n geleentheid om die Here Jesus te na te kom, om hom teë te staan, vir hulle was dit onaanvaarbaar hierdie gedrag. Ek wil nou nie in detail gaan oor waarom dit vir hulle nou onaanvaarbaar was nie, maar en nou hiervandaan gaan die Here Jesus nou verder, en luister nou wat sê Matteus vir ons. Toe Jesus van daar af verder gaan, sien hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sit, en sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. Toe hy in die huis vir ete aanleen, het daar onverwags ook baie tollenaars en sondaars opgedaag en saam met Jesus en sy disippels vir ete aangeleen. Die fariseërs het dit gesien en vir sy disippels gevra, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel baie siekes. Gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie. Ek het immers nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Tot daar. As ons nou 'n bietjie verder lees, sal ons sien dat die Johannes die Doper se disippels ook kom met 'n vraag oor, omdat Jesus se disippels nie vas nie, en die Here antwoord hulle ook. Maar hier kom die Here Jesus, en dit bring my nou by die tema van ons boodskap vanmôre, 'n ete saam met al die verkeerde mense. Jesus het nou die verlamde man genees en sy sonde vergewe, en hieroor was die skrifkenners baie ontsteld. Laster, het hom beskuldig van lastering, en nou kom hy hier by die tolhuis en hy sien vir Matteus, en hy nooi hom om deel van sy kring te word. Matteus, die tollenaar. Volg my, kom, volg my, sê die Here.
En Matteus het onmiddellik alles gelos en die Here Jesus gevolg. Maar weet jy vriende, die tollenaars was eintlik beskou as die uitvaagsels van die gemeenskap van die Jode. Want hulle het belastings ingevorder vir die Romeine, vir die Romeinse owerheid, en die Romeine het die arme Jode met geweldige onbillike belastings het hulle belas, sodat nadat daardie Jood nou sy grond bewerk het en 'n opbrengs daar uitgekry het, dat hy self byna niks oorhou vir homself nie, dit gaan na die Romeine toe, hulle kom en hulle vat hierdie belastings van hulle af, en dit was 'n swaar juk wat op die Joodse gemeenskap gerus het, wat in hierdie Romeinse ryk gelewe het nou. En nou is hierdie Jode, mede-Israeliete, wat die Romeine help om hierdie belastings in te vorder. En die Jode het hulle was gehate persone in die samelewing. Die Jode het hulle absoluut verafskuw. Hulle was gereken dieselfde as prostituie en moordenaars en geweldenaars en ander misdadigers. Hulle was beskou as persona non grata. Hulle was die sinagoges belet. Hulle mag nie in die sinagoge gekom het, soos wat die ander Jode gekom het nie. Hulle was belet, hulle mag nie daar kom nie. En geen een van die Joodse gemeenskap wou met hulle enige gemeenskap hê nie, wou met hulle enige iets te doen hê nie. Hulle was gehaat. En dan het hierdie tollenaars ook nog, vriende, was hulle ook nog skelm. Wanneer hulle die belastings ingevorder het, dan het hulle altyd 'n bietjie meer ingevorder as wat hulle eintlik behoort. En dan daardie ekstra wat hulle invorder, het hulle in hulle eie sakke gesteek en het hulle self verryk ten koste van hulle eie landgenote. Nou kan u net vir u indink wat hulle status in die samelewing was. Veragtelik. Niemand wou met hulle enige gemeenskap hê nie. En hier kom die Here Jesus en hy roep vir 'n tollenaar. En hy sê, volg my. Nou dit het eintlik 'n bietjie anderster gewerk, wanneer 'n rabbi, dit was die gebruik dat 'n rabbi sou 'n persoon of enkele persone uitsonder, wat dan sy leerling word hy die leermeester vir daardie persoon om hulle te leer en hulle op te lei in die wet en in die geskrifte en in die tradisie van die Joodse volk. Maar gewoonlik het dit so gewerk dat 'n persoon wat belang gestel het om 'n leerling van 'n rabbi te wees, sou die rabbi nader en vir hom vra, kan ek nie asseblief 'n leerling by jou word nie, wil jy nie my leermeester wees nie? En die rabbies, vriende, het nie sommer enige iemand aanvaar nie. Jy moes 'n persoon gewees het van onkreukbare karakter. Jou lewe moes getuig het van 'n wetsgehoorsame, diep godsdienstige persoon wat die wet van die Here nagekom het ten nouste en in alle opsigte. Voordat 'n rabbi jou sou genooi het om 'n student van hom te wees, jy moes onkreukbaar gewees het. En 'n rabbi, geen rabbi, sou homself met enige persoon van twyfelagtige karakter wou assosieer nie. So wanneer die Here Jesus dan nou, wat nou beskou as 'n rabbi, hy's nou hierdie leermeester, want dis wat die rabbi is, hy's 'n leermeester. Hy's nou hierdie leermeester en hy het nou hierdie disippels wat hom volg, hy het hierdie volgelinge, sy binnekring en die persone wat hy nou ten nouste self oplei, wat hy leer uit die wet en uit die profete en uit die heilige geskrifte. En dat hierdie rabbi nou kom en hy nooi 'n tollenaar. Kom word deel van my studente, kom word deel van my leerlinge, kom word deel van my kring van disippels wat saam met my beweeg en wie ek leer. Dit was absoluut ondenkbaar. En vir die fariseërs, vriende, was dit eintlik, dit het vir hulle bevestig, hierdie Jesus, hierdie man van Nasaret, hierdie rabbi, is 'n valse profeet, hy's 'n valse leraar. Want as hy werklik 'n profeet van God was,
sou hy nie eens met daardie tollenaar gepraat het nie. Hy sou geen gemeenskap met hom gehad het nie. Hy sou hom eenvoudig net geïgnoreer het. En dit is wat gebeur het in hulle samelewing, vriende. Die Jode het geen gemeenskap gehad met die heidene of met sondaars nie. En ons lees dikwels in die skrif hoe dat die Fariseërs juis die Here Jesus beskuldig en sê, hy is 'n vriend van sondaars en tollenaars. Hy eet en drink saam met hulle, hy kuier saam met hulle, hy bevriend hulle, en dit is onaanvaarbaar. As daardie Jood in die stad gestap het, en 'n sondaar of 'n heiden het net aan hom geraak op een of ander wyse miskien, dan het hy hom teruggehaas na sy huis toe en daar het hy 'n rituele wassing gedoen om homself te reinig van hierdie sonde wat van daardie sondaar af nou op hom gekom het as gevolg van net hierdie enkele aanraking. Geen gemeenskap met sondaars en tollenaars nie. En van alle mense nooi die Here Jesus 'n tollenaar om hom te volg, om sy disipel te word. Matteus was 'n tollenaar, vriende, en daarom was hy amptelik verban uit die sinagoge, die plek waar hulle godsdienst beoefen het, van die tempel. Hy mag nie daar naby gekom het nie, en hy was ook glad nie welkom in enige gerespekteerde samelewing of byeenkoms nie. Maar Jesus sien hom raak en hy nooi hom. En dan gebeur nou hierdie ding. Matteus nooi die Here Jesus nou na sy huis toe en hy berei 'n ete voor. Hy is nou 'n disipel, hy word nou 'n disipel van die Here Jesus, en dan gaan die Here en sy disipels en hulle gaan sit daar saam met Matteus aan tafel, hulle geleun so aan. Hulle het eintlik so, die tafel was baie laag, hulle het so op hulle sy gesit lê as ware met hulle bene agter hulle uit, en dan het hulle so daar om die tafel gemeenskap met mekaar gehad en saam geëet. En die Here Jesus gaan nou, en terwyl hy nou daar is, daag daar nou 'n klomp van Matteus se vriende op, ander tollenaars en sondaars. En hy eet nou saam met hulle. Hy geniet nou hierdie maaltyd saam met hulle. En vir die Fariseërs was dit eens te erg. En daarom kom hulle, die blote feit dat die Here Jesus bereid is om saam met sondaars aan tafel te sit, was vir hulle absoluut onaanvaarbaar. En daarom kom hulle nou by die disipels en hulle vra vir die disipels, hoekom eet julle meester, hoekom eet hy saam met tollenaars en sondaars? En deur saam met hulle aan tafel te gaan en saam met hulle te eet, het die Here Jesus eintlik 'n klomp van die gebruike en van die tradisies van daardie tyd het hy eintlik verbreek. Die een is oor die kos, die sekere kosse wat hulle mag en nie mag eet nie. Die ander is oor die gemeenskap wat hy het met sondaars om saam met hulle aan die tafel te sit. Want om 'n maaltyd te deel met ander was 'n teken van intimiteit en van vriendskap. En daar's mos daardie gesegde wat sê, aan jou vriende word jy geken. En vir hierdie skrifgeleerdes en hierdie Fariseërs was dit absoluut onaanvaarbaar dat die Here Jesus aan tafel gaan met hierdie ongewenste karakters en daardeur eintlik met hulle te identifiseer. En dit was sosiaal net nie, dit was onaanvaarbaar. Hy het basies vir almal wat die skouspel bekyk het gesê, hierdie is my soort mense. En onverskrokke vir die sosiale gevolge wat dit sou hê as hy so met hulle assosieer. Deur met die sondaars te eet, het die Here Jesus verskeie voorskrifte verbreek. In die geselskap en in die gedagtes van regverdiges het Jesus se tafelgeselskap hulle vermoedens verder bevestig dat hulle gesê het, hierdie man is nie werklik 'n profeet van God nie, hy is nie werklik 'n gesant of 'n gestuurde van God nie, want kyk hoe dat hy met sondaars saamleef. Kan julle onthou, vriende, toe Simon die Here Jesus nooi om by hom te eet, en die Here aan tafel by hom is, en 'n vrou, 'n sondares, kom in, en sy het die Here se voete gewas met haar trane, en afgedroog met haar hare. Kan julle onthou? En Simon sit aan die tafel saam met die Here Jesus, en hy sê by homself, hy dink nou by homself, as hierdie man werklik 'n profeet van God was,
Sou hy geweet het wat 'n soort mens hy is, en sou hy nooit toegelaat het dat sy naby hom kom nie, laat staan nog aan hom raak en sy voete was. En die Here Jesus wat weet wat Simon dink, vra toe vir hom 'n vraag. Hy sê, Simon, 'n persoon het skuldenaars gehad, die een het hom 'n sekere bedrag geskuld en die ander het hom 'n groter bedrag geskuld, en omdat hulle net nie in staat was om die skuld te vereffen nie, het hy hulle albei die skuld kwytgeskeld. Watter een van hulle dink jy sou hom die liefste hê, die een wat min vrygeskeld is, of die een wat baie vrygeskeld is? En Simon sê toe wel seker die een wat baie vrygeskeld is. En toe berisp die Here hom eintlik. Hy sê, ek het in jou huis gekom, jy het my genooi. Ek het in jou huis gekom, water het jy nie gegee vir my voete om gewas te word nie. Jy het my nie gegroet met 'n soen, wat die gebruik in daardie tyd was nie, op die wang. Maar hierdie vrou, vandat sy ingekom het, het sy nog nie opgehou om my voete met haar trane te was en met haar hare af te droog nie. En vriende, hier kom ons eintlik nou by die ironie van hierdie hele gebeurtenis. Want Simon, wat homself as 'n regverdige beskou het, was eintlik net so 'n sondaar, soos daardie vrou, wat ingekom het, daardie vrou met die slegte reputasie. En hier gebeur dieselfde ding weer, wanneer hierdie skrifgeleerdes, wanneer hierdie fariseërs, wanneer hierdie manne die vraag vra, waarom eet julle leermeesters saam met tollenaars en sondaars, dan beskou hulle self as regverdige mense wat onder geen omstandighede met hierdie ergste van sondaars sou meng en met hulle gemeenskap sou hê nie. Maar vriende, die ironie is, daardie fariseërs en skrifkenners is net sulke sondaars soos Matteus die tollenaar en die ander tollenaars wat saam met die Here Jesus aan die tafel was en al die sondaars wat saam met hom aan die tafel was. Hulle het dit net nie erken nie. Hulle het net na hulle self gekyk en hulle self geregverdig en gesê, ons is daarom nie sulke soort mense nie. Ons doen daarom nie sulke dinge nie. Ons is daarom nie so sondig soos wat hierdie is nie. Ons leef 'n goeie lewe. Ek gaan gereeld kerk toe. Ek gee my bydrae vir die kerk. Ek lees my Bybel en ek bid. En ek doen niks wat verkeerd is nie. Maar vriende, in werklikheid is hulle net sulke sondaars soos daardie persone saam met wie die Here Jesus aan die tafel is. Romeine 3 vers 23, Paulus skryf daar, in Romeine 3 vers 23 sê hy, alle mense het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek haal nou uit die ou vertaling aan. Alle mense, ons is almal sondaars, vriende, of ons dit wil weet of nie, ons is almal sondaars, en soos alle ander sondaars, word ons uit genade gered deur die geloof in Jesus Christus. Daar is niks daar's geen prestasie wat ek vanmôre kan lewer om te sê, Here, ek bring hierdie prestasie, ek sal hierdie ding doen, ek sal so maak, ek sal my lewe so verander, ek sal so en so maak, sodat U my kan aanvaar nie. Die Here het my reeds aanvaar, vriende, terwyl ek nog 'n sondaar was, het die Here my reeds aanvaar, en dit is die boodskap wat die Here Jesus deur sy optrede ook aan hierdie skrifgeleerdes en hierdie fariseërs wil oordra. God het die mens lief. In die woorde van Johannes 3 vers 16, ek kan dit nie beter stel nie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan vers 17 sê so, God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word, verlos kan word, sê die 2020 vertaling. God
het ons lief. Paulus sê in Romeine 5 vers 8, luister mooi, hy sê, God bewys egter sy liefde aan ons, daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ons was nog sondaars, vriende, toe hy vir ons gesterf het, en ons vrygemaak het, en vir ons 'n versoening gebring het, en toe hy die straf, wat eintlik na my toe moes kom, vir my sonde op hom geneem het, sodat ek vry kan word, dat ek regverdig verklaar kan word, op grond van sy lewe, en sy soendood, aan die kruis van Golgotha. Daarom, om te praat van ons en hulle, ons mense, ons is daarom nie so sondig nie, ons doen daarom nie sulke dinge nie, is eintlik verkeerd om so te praat, vriende, want ons is almal sondaars, en gered uit genade. Beteken dit nou dat ons in die sonde moet bly, en maar aanhou sondig? Nee, hoegenaamd nie. Paulus voorsien ook hierdie argument, wanneer hy in Romeine skryf, en hy die evangelie aan hulle verduidelik en sê, ons is uit genade gered deur die geloof in Jesus Christus, nie deur enige werke, nie deur enige prestasie wat ons lewer nie, nee. Uit genade is julle gered deur die geloof, skryf hy aan die Efesiërs, in Efesiërs 2, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Elke een van ons vriende wat vanmôre in hierdie kerk sit, is verlos uit genade. Ons het niks gedoen om dit te verdien nie. Inteendeel, ons het al die verkeerde dinge gedoen. Ons het alles gedoen wat ons eintlik die straf behoort te kry. Maar hy het die straf op hom geneem. Christus het vir ons gesterf, vriende, terwyl ons nog sondaars was. En nou in Romeine, wanneer Paulus hierdie evangelie aan hulle verduidelik, dan voorsien hy dat daar sommige sal wees wat sê, maar dan kan ons mos maar aanhou sondig, ons word mos uit genade gered. En dan sê Paulus in Romeine 6, nee, ons het die sonde afgesterf, deur Christus wat ons vervul het met die Heilige Gees. Hoe kan ons nog daarin lewe? Sondaars, ja. Gered uit genade, ja. Struikel nog dikwels, ja. Maar om te volhard en in sonde te bly leef, nee. Ons wat vrygemaak is, hoe kan ons terugkeer en weer in die modder gaan rol? So vriende, hierdie fariseërs, hierdie skrifkenners veroordeel die Here Jesus, omdat hy met sondaars, tollenaars, prostituie, geweldenaars, al die verkeerde mense aan tafel sit. Hy eet met die verkeerde mense. Dis tog ondenkbaar vir hulle. Maar hy doen dit en dan sê die Here vir hulle waarom. Hy sê, want die gesonde het nie die dokter nodig en die sieke. Hierdie mense is inderdaad siek vanweer die sonde, maar dis waarom ek met hulle aan die tafel sit, dis waarom ek met hulle gemeenskap het. Hulle het my nodig. Ek moet vir hulle uit hierdie sonde uitbring en hulle in die koninkryk inbring. Nie deur met 'n vinger te wys en beskuldigings rond te gooi nie, maar deur hulle vriend te word en hulle lief te hê en hulle te trek, sodat hulle deelgenote kan word van die koninkryk. So lief het God die wêreld gehad. Dit is interessant, vriende, dit sê nie so lief het God die goeie mense gehad nie, of die regverdige mense, of die godsdienstige mense gehad nie. So lief het God die wêreld gehad, 'n wêreld vol sondaars, vol mense wat in ongeregtigheid lewe. Maar so lief het God ons gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat ons deur hom verlos kan word. En dan sê die Here vir hulle, gaan leer wat beteken, in vers 13, gaan leer wat beteken, ek wil barmhartigheid hê, en nie offerhande nie. Want die Joodse godsdienst was geskoei op die offerhande stelsel.
Wanneer 'n Jood gestruikel het of sonde gedoen het, dan moes hy 'n offerdier bring na die priester toe wat dit offer vir hom en vir hom voorspraak maak sodat die Here hom kan vergewe. En die Here sê ek wil barmhartigheid hê, nie offerande nie. Dis 'n oproep, vriende, tot besinning. Want Jesus wys nie na die oppervlakkige betekenis van die teks dat dit oor offerandes gaan nie. Dit gaan nie hier oor offerandes nie. Die geldigheid van offerandes is nie die punt hier nie, maar hy verwys hier, en dis 'n aanhaling uit Hosea 6 vers 6. Hy verwys hier na Hosea se onderliggende kommer, die gevaar van 'n godsdiens wat op uiterlike en rituele berus, waar die uiterlike en die rituele eise die plek van die liefde ingeneem het. Hosea 6 vers 6, waar die profeet sê, want ek, die Here praat deur die profeet, hy sê, want ek verwag troue liefde, nie offers nie, kennis van God, eerder as brandoffers. Toe die Here Jesus met hierdie sondaars aan die tafel sit, en hierdie tafelgemeenskap het, waarteen hulle so beswaar maak, was dit in werklikheid die hoogste vervulling van God se begeerte. Terwyl hulle in hulle afkeer en onverskilligheid 'n toonbeeld is van die oppervlakkige godsdiens wat Hosea juis betreur het. Nie offerande nie, barmhartigheid. Dit is wat ek vra, sê die Here. Hoe dikwels gebeur dit, vriende, dat ons ander veroordeel omdat ons hulle beskou as minder godsdienstig, as ons minder getrou, sondaar selfs, dat hulle in sonde leef. En ons veroordeel hulle en ons soort van wil nie met hulle meng nie, dis nie ons soort nie, ons wil nie met hulle meng nie. Maar dis juis hulle wat die Here Jesus nooi en sê, kom na my toe. En ons as kerk, as gemeente, is die Here se hande en voete en arms en stem in hierdie samelewing wat hulle moet nooi en sê, kom, kom. Die ironie is, vriende, ons is net sulke sondaars as hulle. As almal dan gesondig het, en God se genade nodig het, soos wat ons sekerlik almal bely dat ons het dit vanmôre ook so bely, dan kan ons nie meer praat van 'n skeiding tussen regverdiges en sondaars nie. Want selfs die regverdiges sondig soms. Almal van ons is afhanklik van God se genade. Almal van ons het hom nodig. Almal van ons is soos daardie persone saam met wie die Here Jesus aan die tafel geëet het. En dit is juis vir ons wat hy gekom het en gesterf het aan 'n kruis, sodat ons vry kan word. Ons sing daardie lied. Ek onthou nou die ou gesang weergawe daarvan uit my jong dae. Seker die mooiste lied en die beste woorde, die beste boodskap wat 'n sondaar kan hoor. Jesus neem die sondaars aan. Bring aan almal hierdie tyding wat verval het en vergaan op die dwaalweg van verleiding. Diep is hy oral begaan. Jesus neem die sondaars aan. En vriende, hier staan 'n sondaar wat so dankbaar is daarvoor. Amen. Here, wat kan ons sê? Ons is sondaars. En selfs, Here, nou dat ons gered en vrygemaak en verlos is, selfs nou struikel ons dikwels. Maar U is getrou en U het ons verlos.
En U maak ons vry en U herstel ons keer op keer. Keer op keer, Here, vergewe U ons. Reinig U ons van die sonde, sodat ons regverdig voor U kan leef. Help ons, Here, om ook ander te help, wat U ook nodig het, om van hulle sonde vrygemaak te word. Amen. Vriende, ons slotlied is lied 245. Ons gaan daarvan die eerste en die derde verse staande saam sing. Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na U verlang het, U het U guns my aangebied. Kom ons sing dit met dankbare harte, Heer, vriende, tot eer van die Here. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy en bly met u almal. Amen.